Vriende, goeiemôre. Ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamseën, terwyl ons vanmôre 'n bietjie gaan kyk daarna Spreuke 11 vers 9 tot en met vers 11. Maar voor ons daarby kom, wil ek u groet met die woorde van Gesang 230, 'n baie besondere gesang, en u moet tog maar so van tyd tot tyd in die gesangbundel lees, die psalmbundel, Halleluja bundel, kosbare waarhede wat ook daarin raak sien. Onthou, geen lied is geïnspireer soos die Bybel nie, alhoewel kinders van die Here die liedere neergepen het met die begeerte dat ons meer kan verstaan van die Bybel, is net God se woord deur die Heilige Gees geïnspireer. Maar hoor hoe mooi stel Gesang 230 dit. Mooi Bybelse waarhede. Daar staan: ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het u guns my aangebied. Ek loof en prys u derendtyd en roem u groot barmhartigheid. Vers 3 sê: o God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming. By u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u derendtyd en roem u groot barmhartigheid. Ek het so dan gedink, vriende, neem u en ek genoeg tyd om die Here te loof en te prys. Want u sien, sy barmhartighede is nuut elke môre. Sy trou is so groot. Hy is die een wat vir ons vergifnis kom skenk het. Hy is ryk aan ontferming. Vriende, hy bied vir ons beskerming. Hy is 'n genadige en barmhartige God. Ek pleit by u dat u en ek moeite sal doen om hierdie God van hemel en aarde te loof en te prys, want hy is aanbiddingswaardig. Kom ons kyk vanmôre nou na Spreuke 11, en ons gaan daar vers 9 tot vers 11 hanteer. Daar staan: deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf, maar deur kennis word die regverdiges gered. Oor die voorspoed van die regverdiges jubel 'n stad, en as die goddelose omkom, is daar gejubel. Deur die seën van die opregtes kom 'n stad op, maar deur die mond van die goddelose word dit afgebreek. Nou hierdie is baie besondere woorde in die Bybel, en kom ons val dadelik weg by vers 9. Nou vriende, vers 9 kom leer vir ons 'n baie groot waarheid en iets wat ek en ek elke dag beleef. Daarom het ek vir u gesê dat die boek Spreuke eintlik 'n tydlose boek is. Elke geslag kan dit lees. My oupa se oupa se oupa het seën geput uit hierdie boek, en ons geslagte hierna sal ook seën put uit hierdie boek. Waarom? Want die hele skrif is deur God ingegee. Daar staan: deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf, maar deur kennis word die regverdiges gered. Nou vriende, dit is verseker so dat woorde skade aan mense kan doen, skade aan hulle reputasie, aan hulle karakter en allerhande dinge. En ons leef in 'n tyd waar mense niks omgee oor die waarheid nie. Luister, as hulle 'n storie kan oordra aan iemand anderste, of na 'n ander kinderstorie kan luister, is hulle net al te bly. Hulle gee nie om oor die feite nie. Hulle gee nie om daardie persoon te kontak om te hoor, is dit so nie. Elke ou wil net sy opinie lewer, sy mond oopmaak, sy mond uitspoel oor 'n ander ene, terwyl hulle 9 uit die 10 keer self skuldig is aan dit wat hulle van 'n ander een vertel. Nou vriende, alhoewel woorde effek op ons het, veral in ons tyd, en mense vinnig die leuen glo en 'n storie aanvaar, kan u en ek met die sekerheid weet dat die Here ons as regverdiges sal red. U sien, die regverdige leef voor die Here. Die Here skenk genade dat die regverdige of die kind van die Here hom nie in onnodige debatte en geskille en woordewisselinge betrokke laat raak nie. Die karakter van die regverdige is vir hom belangriker as die verdediging van homself. Luister, die karakter van die regverdige is belangriker vir hom as om homself met baie onnodige debatte en geskille en woordewisselinge te probeer beskerm en te verdedig. En ek wil vir u vra dat ons hierdie groot waarheid ook sal raak sien. Onthou het op 'n stadium van die Here Jesus self gesê dat hy 'n vraat en 'n wynsuiper is. En ons sien nooit dat die Here in opstand gekom het teenoor hulle en homself probeer verdedig het nie, want baie keer is dit onnodig om jouself te verdedig voor mense wat in hulle boosheid probeer om jou naam en jou karakter af te breek. Ag vriende, mens gaan deur hierdie prosesse. Ek was al daardeur, jy was al daardeur, en miskien is ons al skuldig om van ander mense kwaad te praat. En ons sien die hartseer gevolge daarvan. Daarom, wat is die belangrikheid hiervan? Dat ons werklik by die Here sal kan kies. Ons vir die Here sal sê: Here, hier is die saak op die tafel. Ons gaan nie in hierdie geveg betrokke raak nie. Want hulle sê, as jy modder begin gooi, dan raak jou hande self vuil. Daarom is belangrik om te sê: Here, hier is die saak, hier is die probleem. U hoor wat die goddelose sê en doen, en ek gee dit aan u oor. Maar nou kom ons by vers 10 en vers 11. Daar staan: oor die voorspoed van die regverdiges jubel 'n stad, en as die goddelose omkom, is daar 'n gejubel. Deur die seën van die opregtes kom 'n stad op, maar deur die mond van die goddelose word dit afgebreek.
Ek het so daaraan gedink toe ek hierdie versies lees, dat dit is so van toepassing op Suid-Afrika en baie ander lande vandag. Vriende, ons dink aan leiers wat 'n land in die afgrond in afstuur, omdat hulle in goddeloosheid en in boosheid hulle vergryp aan mag, aan geld en aan autoriteit, of sê eerder gesag en mag wat hulle nie eintlik toekom nie. As ons dink aan Suid-Afrika, dis iets wat ons almal na in die hart lê, dan dink ons aan 'n land wat op 'n stadium oorgeloop het van melk en honing, en in 'n sekere opsig nog steeds. Daar was 'n hoë agting vir God en sy woord in hierdie land gewees. Daar was 'n getrouheid om na die huis van die Here te gaan en die woord van die Here aan te hoor. En vriende, mettertyd het mense begin wegbeweeg van die Here, wegbeweeg van sy huis. Die opleidingssentrums het weggebeweeg van die fundamentele waarhede van God se woord, die autoriteit van God se woord, die gesag van God se woord. En wat het gebeur? Die Here het ons oorgegee in hierdie goddeloosheid waar ons tans onsself in bevind. Martin Luther het gesê, as God 'n land, of verskoon, Johannes Calvin het gesê, wanneer God 'n nasie wil oordeel, dan stuur hy vir hom goddelose leiers. En ek het so daaraan gedink, dat die oomblik wanneer goddeloses begin oorneem, en hulle begin vergryp aan mag, dan vind ons dat die kinders van die Here en die onskuldiges in aanhalingstekens, ek sê onskuldiges in die sin, die goeie getroue landsburger, dan ook hierdie hartseer tyd beleef. Jy moet onthou, ons almal is in 'n minder of meerdere mate skuldig voor 'n heilige God. Daarom kan niemand van ons onskuldigheid pleit dat ons totaal onskuldig is en nog nooit iets verkeerd gedoen het nie. Maar ons praat in die algemeen in 'n land waar mense opgestaan het en hulle werk gaan doen het en teruggekom het huis toe, hulle belastings betaal het, die landswette onderhou het, gestop het by die stopstraat, wanneer daar een of ander skuld aangegaan is, die skuld betaal het en ten minste probeer het om 'n goeie landsburger te wees. Daardie tyd, vriende, is verby. Waarom? Want die regverdiges word letterlik uitgeskuif, terwyl die goddeloosheid en die goddeloses nou in die stoel sit van regering en in die stoel sit van om heerskappy te voer. En daarom is belangrik dat ons sal sien wat die Bybel vir ons sê. 'n land ly, 'n land kry swaar, 'n land sug onder die juk en die druk van goddelose regerders. Daarom sê die Bybel vir ons, dat wanneer regverdiges regeer, en wanneer mense regeer wat God liefhet en dien, en dink maar aan die Christelike Europese lande, dink aan plekke, vriende, soos lande soos Engeland en lande soos Suid-Afrika en baie van ons westerse lande, Amerika en baie van hierdie plekke, hoe dit floreer in die tyd toe God se waarheid en God se woord hoog geag was. Die ekonomiese voorspoed wat daar was, die veiligheid wat daar was, mense se deure wat oopgestaan het, karre se sleutels wat ingestaan het in die kar, niemand het dit uitgehaal nie, daar was nie vuurwapens by elke tweede persoon nie, want die Here het sy seën gebied oor daardie land. En toe die goddeloses oorneem, toe mense begin wegbeweeg van God, wat doen God? God stuur vir ons die goddeloses, en ons sien nou, hoe ly ons onder die goddeloses. En daarom, wat moet ons doen? Ek dink die antwoord is maar net eenvoudig, dat ons self voor die Here heilig sal lewe, dat ons sal terugkeer, ons sondes sal bely, as ons voor die Here verkeerd gedoen het, dat ons as opregtes nog steeds 'n verskil sal maak daar waar ons is, dat ons nie deel van die verloop van die tyd sal raak, en ek wil amper sê, vriende, saam met die stroom sal gaan nie, dat ons sal opstaan en sal sê, al doen almal dit, ek sal dit nie doen nie. Ek het net nou die dag aan 'n eenvoudige voorbeeld gedink, net om by 'n stopstraat te stop, terwyl almal oor daardie stopstraat ry, stop, 'n rooi ligte verontagsaam, te ry oor die spoedgrens. Dis simpel voorbeelde, maar luister, as almal dit doen en jy doen dit ook, wat is die verskil tussen ons en die ongeredde? Daarom het ons nodig om werklik 'n verskil te maak. Wanneer die ander een belasting ontduik, moet ek dit nie doen nie. Ons moet nog steeds voor die Here wandel, want die Bybel sê, 'n land ly onder die goddeloses. Maar as die regverdige in bewind kom, is daar vreugde, is daar voorspoed en is daar blydskap. Mag die Here ons genade gee om net so ietsie weer te snap hiervan. Om te sê, Here, dit is miskien so dat ons nooit weer sal terugkeer na 'n land waar ons hierdie seën en oorvloed van U beleef het nie. Maar ag Here, wil U nie maar 'n herlewing gee, dat elke nasie, taal, volk en stam opnuut weer sal besef dat U God is, en dat die oomblik as ons U die heilige God verontagsaam, een kant skuif, uit U skepping uitskuif, dat daar hartseer sal wees. En ag Here, gee ons genade, dat ons weer ons oë op U gerig sal hou, op U sal vestig, die leidsman, die volëinder van ons geloof. Mag die Here gee, vriende, dat ons werklik die Here sal vertrou.
en dat ons werklik sal vra, Here, seën ons en help ons om 'n seën vir ander te wees. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.